Ja, Here Jesus, hoe wonderlik is U, hoe groot en hoe heilig is U. Loof en ons prys U heilige naam. Dankie dat U nog gebaar het met ons en dankie dat U vir ons omgee en dankie dat U by ons is. Maak nie saak waardeur ons gaan, U is altyd daar. Dankie Here Jesus. Spreek nou vanaand met elkeen van ons en gee dat ons die woord in ons harte sal bære, sal luister na dit wat U vir ons sê. Dankie Here Jesus. Amen en amen. Julle Bybels hierson. Ons julle Bybels. Onthou, wat sê ek altyd, toets die woord wat hier gepreek word in die Bybel, in die woord van God. Want hoe weet jy ek praat die waarheid? Moenie net na enigiemand luister wat vir jou kom goed sê nie. Moenie dat iemand staan hierso nou vaar jy dit net nie. Toets dit in die woord van God. Staan dit in die woord van God opgeskryf, dan luister jy daarna, want dan kom dit van God af. Maar as ek hier enige iets praat wat nie in die woord van God is nie, dan moet jy nie daarna luister nie. Dan hoef jy ook nie daarna te luister nie. Want hierso preek ons die woord van God, die suiwer woord van God. So, kom ons luister wat die woord van God vanaand vir ons sê. En die tema vanaand is Jesus stil die lewensstorms. Jesus is die een wat die storms in jou lewe stil maak. Nou kom ons kyk saam na Markus 4 vers 35 tot 41. Markus 4 vers 35 tot 41. En toe dit aand geword het, op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skei. En daar was ook ander skeitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom. En die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, Swyg, wees stil, en die wind het gaan lê. En daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is. Nou as ons na hierdie stuk kyk, wat vertel hoe Jesus die storm kalmeer, beklemtoon Jesus se goddelike mag oor die natuur en sy uitdaging aan die disippels se gebrek aan geloof. Die disippels het al gesien, hoeveel kere gesien wat sy wonders Jesus gedoen het. Hulle het geweet wie Jesus is. Maar hierso in die middel van die storm, hier twyfel hulle. En hier raak hulle vol vrees en angs en raak bang. Is dit nie U en ek nie? Hoe baie keer raak ons bang en vreesbevange en ons kyk na al die golwe wat hier rondom ons is, maar ons vergeet dat die Meester is saam met ons. Ons vergeet dat Jesus Christus is daar by ons in die skypie. Ons hoeveel keer het ons al gesien wat die Here vir ons in ons lewens kan doen. Ons het getuienis op getuienis op getuienis. Maar tog, dan twyfel ons so maklik. Is dit nie waar nie? Ons is net soos die disippels. En dan twyfel ons, wat gaan van my word? O, weer my arme mens. Ek gaan vergaan. Maar Jesus is by jou. Hy is daar by jou in die skypie. Maar ons is soos daai disippels wat nog baie jou ongeloof het. Dit demonstreer opnuut dat Jesus Christus die hoogste gesag is. Selfs oor chaotiese elemente en omstandighede in ons lewens. En toon dat die disippels se vrees vir die storm minder oor hulle fisiese gevaar en meer oor hulle twyfel in sy mag gaan. Jesus is 'n beheer, maak nie saak oor wat nie. Die grootste storm in jou lewe wat jy kan aandink, en die donkerste tyd in jou lewe wat jy aan kan dink, raai wat, Jesus is daar by jou. As jy kind van God, dan is die Here saam met jou. Waarom twyfel jy? Waarom vrees jy? Die Meester is by jou. En hy heers oor die woeste storms. Die disippels het getwyfel. En hulle het gevrees en hulle was vol angs. En raai wat gebeur met twyfel en vol angs? Jou skytjie word vol water. Want net soos wat die vrees ingekom het en die water in die skytjie ingekom en hulle het amper gesink. Want hulle is vol twyfel en vol vrees.
Die gedeelte dien as 'n les in die vertroue op Jesus met die lewe se probleme, wat sy ware identiteit en gesag openbaar. Kind van God, net soos wat Jesus hierdie storm gestil het, sal hy die storms in jou lewe ook stil maak. En wat vir my so wonderlik is in hierdie stuk, terwyl die storms geslaan het en die disippels woes rondgeskarrel het, wat het Jesus gedoen? Dit is saam met hulle daar rondgeskarrel en rondgehardloop, en soos ek vanoggend gesê het, kan enigiets die Here ontkant van? Is daar enigiets wat die Here nie weet nie? Die Here die skytjie vas in die slaap gaan en slaap. Hy het nie rondgeskarrel en gesê, wee, wat nou nie? Ek het nie gereken op hierdie storm nie. Nou het ons moeilikheid. Nee, Jesus het geleë en slaap. En hy staan op en hy steek sy hande en hy spreek met die storms en roep alles is stil. Nou kan ek net die disippels se gesigte sien. Hulle was seker vol verbasing en vrees. Weet nie of hulle meer gevrees het, wat hulle gesien het wat gebeur het of in die storm nie. Maar, ja, soos hier lees, en hulle het van mekaar gesê, wie is hy toch? Dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is. Wie is hy toch? Hy is Jesus Christus. En hy is jou verlosser, en hy is saam met jou in die storm waarin jy mag wees. En deur een woord te spreek kan hy storm in jou lewe tot stilstand kom. Maar jy weet, partykeer gebruik die Here storms in ons lewens om ons geloof te toets, om jou sterker te maak, of om 'n getuienis te weet te bring. Want daai storm het 'n getuienis. Want wat het die disippels daarna gedoen? Ek dink as al daai jare aan social media was, dan was dit op TikTok, Facebook, WhatsApp, en dan was dit oral gewees. Jo, jy moet sien wat het nou gebeur. Ons was nou in hierdie skytjie gewees. Man, laat ek jou vertel, daar was 'n storm. Maar weet julle wat het gebeur? Jesus het net 'n woord gespreek en die storm was stil. Dit sou op elke sosiale media blad gewees het. Want hulle was stom van verbasing oor wat Jesus gedoen het. 'n Kind van God, net so gaan jy nog stom van verbasing wees wat die Here in jou lewe gaan doen. Want die Here is die meester en hy gaan spreek en daai storm in jou lewe sal stil word. Want Jesus stil die lewensstorms. Hy is die ene wat net 'n woord spreek en die vyand vlug. Hy is die ene wat 'n woord spreek en die storm is stil. Moenie vrees in jou omstandighede nie. Kyk na Jesus Christus. Hou jou oë op die verlosser, want hy is by jou. Geen storm gaan jou oorweldig nie, want Christus stap saam met jou. Moenie soos hy disippels maak en twyfel nie. En as ek met verbasing is om statistiek kyk, want dit het 2 keer gebeur, wat Jesus saam met hulle, of wat hulle in 'n storm was, wat hulle gevrees het. Die ander keer het Jesus op die water aangeloop gekom, en hy het ook die storm stil gemaak. So die disippels moes al geweet het wie Jesus is. Hulle het al geweet Jesus se krag. Maar hulle vrees, hoe baie kere weet ons wat Jesus kan doen, maar dan twyfel ons. En ons vrees, ons vrees so maklik dat ons gaan vergaan. Hoe sê daai liedjie wat ons, as die lewensstorms woedend om jou slaan, wat ons nou nog gesing het. En dan vrees jy dat jy gaan vergaan. Maar dan moet jy jou seëninge moet begin tel. Tel jou seëninge. Kyk wat die Here al vir jou gedoen. Jo, as ek julle moet sê wat die Here al alles vir my gedoen het, hoe baie tyd het julle? So met julle 4-5 ure tyd. Kyk, ek kan getuig van my verlosser. En Jesus Christus leef en niemand sal my enigiets anders oortuig nie. Want ek kan vir jou getuienis op getuienis op getuienis gee, hoe die Here vir my, wat hy vir my gedoen het, en hoe hy my al deurgedraai het. En nog nooit het die Here my gelos nie, nog nooit nie. En hy sal u ook nie los nie. As ons kyk na 'n paar punte, Jesus se gesag oor die skepping. Ja, geweet, Jesus is in die Heer oor die skepping. Dit moet jou 'n bietjie gemaklik laat voel. Dit moet behoort al daai vrees te laat weg te gaan. Jesus hou die heelal in sy hand vas. En raai waar is jy? Jy's op die planeet Aarde, klein stoppeltjie in daai heelal. So dit beteken jy is in die Here se hande. Hy gaan jou nie laat gaan nie. Die sentrale tema is Jesus se goddelike krag. Hy het die finale gesag en hy het die grootste krag en mag.
Hy kalmeer die woedende see en wind met eenvoudige bevel en demonstreer sy heerskappy oor die natuurlike wêreld. Maak nie saak wat se omstandighede daar in jou lewe is nie, God is groter. Jesus Christus is groter. En hy is in beheer. Die duiwel kan nie wen nie, want die duiwel is verslaan. Die storms kan jou nie oorweldig nie, want Jesus is in beheer. So moenie na die golwe kyk nie, moenie na die storms kyk nie, kyk na Jesus Christus. Daar's hy een sê ding wat hulle sê, moenie vir jou probleme sê hoe groot God is nie, of moenie vir God sê hoe groot jou probleme is, jy sê vir God, vir die probleme hoe groot is God. Want jou probleme lyk miskien so groot, maar is 'n muurshoopie. So sê vir daai probleem, kyk hoe groot is my God. En skielik lyk daai probleem net so klein. Maar ons gaan baie keer na God toe en sê ons vir God, kyk hoe groot is my probleem. En ons klaar. Here, hoe kan U dit gedoen het aan my? Hoekom? Hoe kan die Here? Nee, dan sit jy met so 'n klein probleempie. Maar ons kla en ons worry en ons bekommer onsself en ons word siek van bekommernis. Want tussen is die Here in beheer. Hy is daar by jou. Daai probleem wat jy dink is so groot, is so klein vir die Here. Sê vir die probleem hoe groot is jou God. En kyk hoe vinnig gaan hy probleem weggaan toe. En dit beteken nie altyd dat dinge oornag gaan verander, kind van God. Want partykeer is die Here besig met 'n proses in jou lewe. Hy is dalk besig om jou te slyp. Hy is besig om jou te vorm. Hy is besig om jou 'n sterker mens te maak. Maar vertrou op hom, hy is by jou, daai storm gaan jou nie oorweldig nie. Die Here kan een woord spreek en alles verdwyn. So vertrou op die Here. Die disippels se vrees en gebrek aan geloof, is die tweede punt waarna ons kyk. Die disippels se vrees en gebrek aan geloof. Hier kan ons net sowel sê, ons vrees en gebrek aan geloof. My en jou se vrees en gebrek aan geloof. Die disippels wat ervare matrose was verskrik en het Jesus wakker gemaak en gevra of hy omgee vir hulle dreigende dood. Jesus reageer deur hulle te bestraf oor hulle vrees en gebrek aan geloof. Ja, dis interessant. Hulle twyfel of hy omgee. Gee die Here regtig om oor my? As die Here omgegee het oor my, dan sou ek in hierdie situasie gewees het. Die Here is nie lief vir my nie, hy gee nie om vir my nie. Want kyk hoe gaan dit met my. En ons bou en ons kla en ons bekommer onsself en die Here is nie lief vir my nie. Want as die Here lief was vir my, dan sou ek nie hier gewees het nie. Hy sê. Voel jy nou regtig so jammer vir jouself? Gaan kyk vir jouself in die spieël en sê vir jouself, Jesus is in beheer. Gaan doen dit vanaand, dan kyk jy vir jouself in die spieël. Dan wys jy vir jou vinger en sê self, Jesus is in beheer. En as hy twyfel wil kom, dan gaan kyk jy vir jou in die spieël en sê jy, Jesus is in beheer. En dan glo jy. Want hy is in beheer, en hy gaan jou nie laat sink nie, hy gaan jou nie laat verdrink nie, hy gaan jou nie laat oorweldig word nie, hy is in beheer, hy is God, hy regeer. Hy regeer oor al die storms en probleme. En hy is kragtig en magtig en sterk genoeg om enige ding te hanteer. Niks is te groot vir God. Dit hang natuurlik af, wat se God jy aanbid? Aanbid jy afgode, aanbid jy sport, aanbid jy jouself, aanbid jy dinge in jou lewe, of aanbid jy Jesus Christus? Is Jesus Christus koning van jou lewe? Want dit beteken as Jesus Christus koning is van jou lewe, het jy afstand gedoen van sonde. Ons kan ook geen sonde wil rondspeel en dink ons hou ons besig met sonde en dan Jesus moet reageer nie. Want as jy in 'n verhouding stap met Jesus Christus, dan sal hy jou beskerm. Ons moet vlug van die sonde. Reken af met hierdie wêreld. Sterf vir jouself. Laat Christus die Heer vat. En soos ek al baie keer gesê het, mense sê ja, ek het my lewe vir die Here gegee. Mooi, jy het jou lewe vir die Here gegee. Maar nou sê jy vir die Here, Here staan daar in die hoekie. Want ek is nog in beheer.
U is deel van my lewe, ek het my lewe vir U gegee, maar Here, ek is in beheer. Dis tyd dat jy van daai troontjie afklim en gaan neerbuig en laat Christus op die troon sit. Want as hy in beheer is van jou lewe, as die meester in beheer is van jou lewe, kan die storms jou nie oorweldig nie. En dan hoef jy nie te twyfel en te vrees nie, want dan weet jy, Christus is in beheer. En as jy die Here gaan vrees en gaan dien, en by hom gaan skuil, sal hy jou bewaar. So moenie vrees nie, kind van God. Laat hy vrees en twyfel een kant toe gaan. Kyk na Jesus Christus, hou die oë op Jesus. En hy sal jou deurdra. Die derde punt wat ons kyk is die toets van geloof. Jesus het die disippels getoets om te sien of hulle hul geloof in hom sou toepas tydens 'n werklike krisis. Veral nadat hy hulle pas oor geloof geleer het. Hoeveel keer word ons in hierdie kerk geleer van geloof? Hoeveel keer was jy al in jou lewe geleer oor geloof? En wat doen ons? Dan kom maar 'n windjie wat waai en woe, genade, ek het vergaan. En dan twyfel ons. Wanneer gaan ons groei? Wanneer gaan jy groei en sterk word? Of is ons nog soos babatjies wat nog op melk is? Jy moet nog melk gevoer word. Nee man, daar kom 'n punt wat jy moet groot word, wat jy moet sterk word, wat jy vaste kos moet eet, wat jy moet begin 'n leiding neem. As ander twyfel, dat jy van hulle sê, moenie twyfel nie, Christus is in beheer. Maar as jy aanhoudend gaan twyfel, gaan jy nooit groot word en sterk word nie. Die Here toets ons geloof. Hy sit ons deur situasies. Hy stuur mense op jou pad om jou te toets. Hy stuur omstandighede op jou pad om jou te toets, om jou sterker te maak. Sodat jy meer en meer en meer soos hy kan word en minder van jouself. Dink bietjie daaraan, minder van jouself en meer van hom. Want nou word jy sterker. Meer van jou, meer twyfel. Meer van hom, minder twyfel. Kry meer van Christus in jou lewe. Laat hy jou alles wees. Die dag toe jy by Christus uitgekom het, het jy vir die Here gesê, Here, ek gee my lewe aan U. Dit beteken, hy is nou Heer en Meester oor jou lewe. Wat hy sê gaan, wat hy sê jy moet doen, sal jy doen, want jy is gehoorsaam aan hom. Jy wandel in hom en in sy weë, en waar hy gaan, sal jy gaan. Nou word jy sterk in die geloof. Nou groei jou geloof. Nou kom daai storms en die storms woed. Nou kyk mense na jou. Maar hoe staan jy so sterk? Jo, ek haal my hoed af vir jou. My broer, laat ek vir jou vertel, waar kom ek vandaan? Ek was nie altyd daar nie. Ek was ook swak, ek het ook getwyfel. Maar ek het gegroei in Christus. Gaan kyk na Abraham, die vader van geloof. Ja, we sien hoe baie foute het Abraham gemaak. Gaan kyk maar toe hulle in Egipte gekom het, toe sê ek vir sy vrou, en dan ek moes het nou met pastoor Hendrik sy een les ook behandel, wat Abraham van gesê, sê toch net van die les, my sister, want anders gaan hulle my doodmaak, en Abraham twyfel. Die vader van geloof, maar weet wat, sy geloof het gegroei. Hoe nader hy in God gekom het, hoe meer hy God sy wonderwerke gesien het, en God ervaar het, hoe sterker het sy geloof geword. Jou geloof kan nie groei, as jy nie deur hy storms gaan. 'n kaptein op die see, kan nie 'n ervare kaptein word, as hy hier op 'n dammetjie lekker seil, en het is kalm en rustig. Nou het hy 30 jaar daar op die lekker rustige watertjies, nou stel hulle hom aan op 'n groot skip, daar gaat hy in die see in, hier kom 'n storm. Nou skrik daai kaptein van spierwit en hy is in die eerste reddingsbootjie weg. Want hy weet nie wat om te doen nie, want hy is nie deur die storms nie. Daai storms is wat jou sterk maak, dis wat vir jou geloof gee. En dit is wat 'n kaptein op die see ervaar maak, as hy deur daai storms gaan. So laat die storms van die geloof, wat op jou pad kom, jou eerder sterker maak. En vertrou op Jesus Christus. Volgende punt van ons kyk, Jesus se identiteit. Die disippels se finale reaksie is een van ontzag en vrees. Het jy al ontzag en vrees vir God gehad?
ons nog God? Ons is in 'n samelewing wat ons partykeer dink ons is God. Ons kan vir God sê wat om te doen. Het julle dit al gesien? Ongelukkig sien mense dit by baie kerke. Vanaand hierdie kerk met health, wealth and prosperity. Want dit gaan oor jou. Hoe wonderlik jy is. En hoe fantasties jy is. Ek is so bly dat ons in hierdie kerk worry oor geld nie. Want gaan kyk maar hoe baie kerke dan neem hulle kollekte op. Dan moet hulle rympies opsê. Want jy wil basies vir God sê wat hy moet doen. Jy gooi nou geld in die kollekte sakkie, so hy moet jou nou seën. Dis onbybels, en as jy ooit in so 'n kerk kom, hardop weg. Want dit is die Bybels nie. Staan op die woord van God en bly in die waarheid. Toets alles in die woord van God. Laat die woord van God jou lei. Laat die woord van God jou leer. Ons kan nie God manipuleer nie. Jy kan nie dink jy is God en jy kan vir God sê wat om te doen en hoe om te doen en wat jy wil hê. Ek soek nou 'n huis, so ek gaan nou kollekte ingooi, nou moet ek 'n huis kry. Nee, dit werk nie so nie. En soos ek sê met hierdie briefies wat ons hier ingooi, jy gooi nie 'n briefie daarin en nou moet God dit antwoord. Nee, hy is God, hy is Jahwe, hy is in beheer. Wat hy wil doen, sal hy doen. Ons moet leer om op hom te vertrou. En ons moet weet dat hy God is. En ons moet God begin vrees en dan bid vir wie hy is. Want as ons begin op ontzag en vrees vir God gaan kry, gaan ons lewens so wees. Dan gaan jou lewe begin in lyn wees met wat Jesus wil hê jy moet doen. Maar ons dink ons is onder genade. Ek is gered, ek is onder genade. Ek kan maar maak en doen wat ek wil, jy. Dit groot nuus vir jou. Dit werk nie so nie. Jy moet God vrees. Begin God weer vrees vir wie hy is. En moenie die genade van Jesus Christus goedkoop maak. Want as jy aanhou met sonde, maak jy die bloed van Jesus Christus 'n skande. En ons durf dit nie doen nie. Die woord van God sê dit vir ons, jy kan maar gaan lees in die woord van God. Hy wat opsetlik Sondag, nadat hy die redding ervaar het, of die Here ervaar het, die Heilige Gees ervaar het, gaan lees wat sê die woord van God. Kom ons wees ernstig met Jesus Christus. Kom ons kry vrees en ontzag vir hom. Kom ons besef wie hy is. Die disippels het daai dag besef wie Jesus is. Want hy spreek en die storms word stil. Wie is hy dan wat spreek en die storms word stil? Hy is God. Hy is die een wat in beheer is van hierdie heelal. Besef jy wie God is? Het jy vrees vir God? Gehoorsaam jy hom in alles? En in jou wandel en in al jou weë gehoorsaam jy hom? Of gehoorsaam jy hom net in die dinge wat jy wil? Hierdie klink vir my goed, so ek sal dit doen. Ek hou nie van dit nie, so ek gaan nie dit doen. Nee, dit werk nie so nie. As jy God wil dien, dan dien jy hom geheel en al. En dan volg jy hom geheel en al. En jy is gehoorsaam 100% aan hom. Dit wys dat die gebeurtenisse sy ware goddelike identiteit aan hulle geopenbaar het. Deur daai storm in jou lewe openbaar God wie hy is in jou lewe. En kind van God, jy wat al deur 'n storm gaan, jy gaan nog eendag kom getuig hiervoor. Ek het deur die ergste storm gegaan, maar weet wat? Die Here het my daardeur gedra, want ek besef wie Jesus Christus is. En my oë op hom gehou het, toe ek weer sien, toe skyn die son. Toe het hy 'n woord gespreek en die storm het stil geword. En jy besef wie Christus is. En nou word jou geloof sterk. En sterker, en sterker, en sterker. En dan kom hierdie magtige storm oor jou lewe en dan dink jy, joh, kyk hierdie windjie wat waai. Dis 'n briesiekie wat waai daar buite. Dan voel daai storm vir jou soos 'n briesie. Want dit waar jy al deur is, en jy weet, Christus het jou daardeur gedra. Dit was my so wonderlik toe ek die eerste keer daai 5 minute tydtoes gekyk het. Het jy al 5 minute tydtoes gekyk? Dit is vir my so mooi, daai swart man in daai film. In die begin, toe Angus gepraat het en vir hom dinge gesê, toe skud hy sy kop, toe dink jy, nee man. Maar jy het gesien op die einde,
Toe hy gesê het, hy gaan die aardappels plant, toe sê die man, die Here het al hoeveel keer in die verlede van deur gekom, hy gaan weer van deur kom. Want hy het gesien wat gebeur deur gebed. Hy het gesien die gevolge van geloof. En dit is dieselfde met u en my. Ons sien die gevolge van die geloof. Ons sien hoe elke storm die Here ons al deurgedra het en hoe die Here met ons was. Nou kom die storms, nou maak dit jou niks meer nie, want nou weet jy, my God is in die Here. En die Here sal my nie los nie, hy gaan my nooit ooit los nie. En nou lyk hy stormpie vir jou klein, want jy weet, die Here het my al ander kere deurgedra, hy gaan my hier ook deurdra. Probleme gaan op jou pad kom. Wees verseker. Het jy geweet probleme gaan op jou pad kom? Jesus sê dit vir ons Johannes 16:33. In hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin. En as jy weet Jesus Christus is in beheer, gaan geen probleem vir jou te groot wees nie. Dit bring ons by die 5de punt, vertrou in die aangesig en van vrees. Vertrou in die aangesig van vrees. Want 'n vrees jou wil oorweldig, vertrou kind van God. Hou vas aan Jesus Christus. Die gedeelte is herinnering vir gelowiges om geloof in Jesus te hê, eerder as om deur vrees oorweldig te word tydens moeilike tye. Beteken nie jy gaan nooit vrees nie. Maar weet wat is die verskil? Jy kan vrees en vertrou op God. Of jy kan vrees en so oorweldig word vir die vrees, laat jy sink. En dat die vrees jou vernietig. Moet nie dat vrees jou baas word nie. Kyk eerder na Christus toe. In Engels staan vrees, as jy na die Engelse woord kyk, fear, false evidence appearing real. Dink bietjie daaraan. En hou jou oë op Christus. Jesus sal jou nooit alleen los nie. En om deur vrees oorweldig te word tydens moeilike tye, nou weet jy om op Christus te vertrou en om op sy beheer te vertrou, selfs wanneer hy stil of afwesig lê. Partykeer lyk die Here stil en afwesig in jou lewe. Het jy dit al ervaar? Het jy al op dat punt gekom wat jy gebid het en dit, Here, maar waar is nie? Dit lyk of die Here nie daar is nie. Maar hy is daar. Die Here is daar. Hy het beloof, hy gaan jou nooit los nie. Hy gaan jou nooit begewe of verlaat nie. Partykeer staan die Here net terug om te kyk, het jy genoeg geloof om op hom te vertrou? Al kan jy hom nie sien nie. Dis juist in daai tye wat die Here ons geloof toets. En dis juist in daai tye wat jou geloof sterker word. En soos ek al baie gesê het met Psalm 121, waar die Here vir ons 'n belofte kom gee en hy sê, ek is die skaduwee in jou regterhand. Het jy al vir jou skaduwee weggehardloop? Wie van julle het dit reg gekry om vir jou skaduwee weg te hardloop? Jy kan nie. Nou kom mense nou sê, ja man, in die aand is jou skaduwee weg. As dit donker is, nee, jou skaduwee is nog steeds daar. Jy kan hom net nie sien nie. Maar hy is nog altyd daar. Dieselfde met Jesus Christus, in die donkerste tyd in jou lewe is Christus by jou. Soos jou skaduwee in jou regterhand, jy kan nie weghardloop van jou skaduwee nie, jy kan nooit skei van jou skaduwee nie. Net so met God, jy kan nie weghardloop van hom nie. Geen diepte, geen hoogte, geen probleme, geen storms kan jou skei van die liefde van Christus. Hy is altyd daar. Al lyk dit nie vir jou so nie. Dis dan wanneer jy meer geloof moet hê. En dan praat jy met die storm en sê met die storm, jy kan maar hierso woed, jy gaan nie my geloof laat wankel nie. Want my meester is by my. En dan prys jy hom in die storm. Het is maklik om lofliedjies te sing wanneer alles mooi is van die son skyn. Maar maak soos Paulus, sing lofliedere terwyl jy in die tronk is met kettinge in jou voete. Hoeveel van ons gaan dan lofliedjies sing? Kumbaya. Gaan jy dan nog kan kumbaya en lofliedere sing? Of sing jy net lofliedere wanneer dit goed gaan? Dis juist wanneer dinge moeilik raak en die Here loof en prys en begin prys en worship wat die vyand vlug. En wanneer die Here inkom en daai storm stil maak. Maar dis te midde van die storm wat jy sterk word, wat jy groei. En dis te midde van die storm wat ons die Here moet loof en prys.
en die geloof moet verloor nie. Hou vas aan Jesus Christus. Maar kyk ons na die laaste punt, die aard van storms. Kommentare erken dat storms 'n werklikheid in die lewe is, en in ons as gelowiges lewens, en dit kan nie ek bevestig. En hoe meer jy verder jy hierdie pad van die lewe stap, hoe meer weet jy dit. Dis 'n realiteit waarvan jy nie kan vlug nie. Storms is 'n realiteit in die werklikheid in ons lewens. Maar wys daarop dat die gedeelte nie 'n belofte is dat Jesus alle eksterne probleme sal stop nie. Luister mooi. Dit is nie 'n belofte dat Jesus alle eksterne probleme sal stop nie. Die Here gaan nie alle eksterne probleme of storms in jou lewe stop nie. Maar eerder 'n belofte dat hy deur hulle by gelowiges teenwoordig is. En dit is waar ons hoop lê. Deur daai storm is die Here by jou. Te midde van die storm is die Here by jou. Hy het nie gesê, geen probleme of geen storms gaan jou tref nie, maar hy beloof, hy sal by jou wees, en hy gaan jou nie los nie. En dis waar ons vashou, kind van God, want dis waar ons hoop lê, in Jesus Christus. En as jy geanker is in Jesus Christus, en jy staan vas in sy naam, sal niks jou oorkom. Niks gaan jou oorweldig nie, want hy is by jou. En wanneer die Here sien dat jy op hom vertrou en vashou aan hom, op 'n dag kom die Here en hy sê, storm stil. Net so vinnig soos hy storm begin het, word hy storm weer stil. En dan besef jy, my meester was nog altyd by. Hoeveel kere het die Here al storms in jou lewe stil gemaak, wat jy na die tyd verstom staan soos die disippels en wonder, wie is hierdie man? Ek het al baie gesê, Here, wie is U? Dat U behaag met my. Met my wat 'n sondaar was, wat die genade verdien het. Maar het hierdie storms in my lewe kom stil. Die grootste en die diepste seer in my lewe kom stil. En U was maar net nog altyd daar. My diepste depressie en my seerste tye van my lewe, wat jy in 'n gat was, wat niks sin maak nie. Mense kan om jou wees, maar hy seer vreet jou op. En niemand verstaan hoe jy voel. Maar Jesus was nog altyd daar. En dis hy wat jou deurdra. Want jy sien, kind van God, in daai storms wat die Here daar is, waar het stap jy in die storm, Jesus, U was nog altyd daar. U het my nie gelos nie. En op 'n dag het U my kom genees, en die son het weer uitgekom, en ek kon weer lag. En skielik lyk die Here lewe weer helder. Maar Jesus was nog altyd daar. Nie een dag het hy my gelos nie. Nie een dag, kind van God, sal die Here jou los nie. Want hy is lief vir jou. Hy is die meester en hy regeer. En omdat die Here beheer is, kan ons aangaan en kan ons deur die diepste storms gaan, want raai wat, Jesus stil die lewensstorms. Hy stil daai storm in jou lewe. Jou gemoed wat so woel, die Here sal dit stil maak, want hy is in beheer. Geen probleem is vir hom te groot nie. En ek kan getuig, en kan vanaand hier staan en getuig vir wat die Here vir my gedoen het. En ek loof en prys sy naam. Dan wonder mense, hoekom is ek so lief vir die Here? Hoe kan ek nie anders lief wees vir hom? Want dit wat hy vir my kom doen, en dit wat hy vir u wil doen, kind van God. Want die Here het u lief. Hy hou jou in sy handpalms vas. Al wat die Here sê is vertrou my. Vertrou my, kind van God. Moenie laat hy storm so oorweldig nie. Want ek is saam met jou. En ek gaan jou nie los nie. Loof en prys die Here se naam. Want hy is God. En hy is goed. En hy is waardig om aanbid te word. En hy sal daai storm in jou lewe stil maak. Kom ons lê die oor om te staan. Ja, Here Jesus, so dankie vir die goedheid en genade. Ja, Here Jesus, ons kan nie anders as om bewoord te raak en stil te word voor U en net te sê dankie.
Want dit wat U kom doen het in my lewe, Here, dit wat U doen in ander se lewe, is so groot. Dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis van Golgotha, Here Jesus. Wat 'n groter geskenk, wat 'n groter genade is daar, as dit wat U vir ons kom doen. U kom staan vanaand by ons stil en sê, my kind moenie vrees nie, want ek sal die storm stil. Hou vas aan my, hou aan glo. Kyk vorentoe, kyk na my, hou jou oë op my, want ek sal die storm stil. Ek is steeds God, ek is steeds in beheer. Geen storm is te groot, geen probleem is te groot. Dankie, Here Jesus, ons loof en ons prys, want U is waardig om aanbid te word. Gaan saam met elkeen wat vanaand hier is, en elkeen wat na die woord luister, die wat deur 'n moeilike tyd gaan, die wat self vanaand hier sit en deur storms worstel, Here. Wees U vanaand by hulle en hou hulle net styf vas. Dat hulle sal besef, hulle is nie alleen. Dankie, Here Jesus, ons loof en ons prys die heilige naam. Amen en amen. En nou gaan ons uit